Kom ons gaan lees. Ons begin by Efesiërs 1. Julle kan saam met my volg, Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Ons gaan vir 'n paar weke net so stil staan deur Efesiërs. Ons kyk wat sê die Here vir ons. Hy spring sommer dadelik diep en ver weg. Kom so. Prys God, die Vader van ons Here Jesus Christus, voortdurend, want hy is wonderlik goed vir ons. So hy begin deur te sê, jy moet God prys, aanhoudend. Daar's 'n rede hoekom. Is nie net 'n belofte. Hy dwing jou nie. Hy gee nie vir jou opdrag. Hy sê is 'n natuurlike ding, want hy is goed vir ons. Deur wat Christus gedoen het, het hy aan ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemel sweer is. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Hoor gou mooi wat hy sê. Ek wil dit weer lees, ek wil jy moet dit hoor. Hy het ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemel sweer is. Wie is die ons? Vat jou hand, sit hom hier. Jy is deel van die ons. Hy het jou geseën. Hy het ons geseën. Hy het ons geseën met elke geestelike seëning wat daar in die hemel is. Weet jy dat jy is geseën met elke seëning wat in die hemel is? Elkeen. In die hele hemel sweer, beteken hemel en aarde oral staan. Ek wonder of jy weet wat dit beteken. Jy is sy kerk, ek is sy kerk, ons is sy liggaam, en jy en ek is geseën, nie met van die beste seëninge nie, nie met van die greatste, nee, met al die seëninge, alles van bo tot onder al die seëninge. Ek wonder of ons nie net kan bly wees daar nie. Weet jy wat dit beteken? Ons gaan dit 'n bietjie uitpak. Jy is geseën met elke seëninge wat daar in die hemel is. Ek wil jy moet honger raak. Jy moet sê, ek wil weet wat dit is. As ek sy kerk is, dan beteken daai belofte is vir my. Ek wil weet wat dit is. Ek hoop jy wil saam my weet. Wat het ons mee geseën? Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons liefhet, het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitverkies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Deur dit wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. Ek love it. Hy sê, God het ons gekies om sy kinders te wees. Dan sê hy het dit gedoen want hy wil dit hê. Dit is asof iemand gesê het, hoekom het hy dit? Want hy wil dit hê. En God kry wat hy wil hê. God kry wat hy wil hê. Hy het dit nie gedoen omdat hy gedink het is die regte ding om te doen nie. Hy het dit nie gedoen omdat hy dink mense gaan van hom hou as hy dit doen nie. He had the inward desire, 'n begeerte om dit te doen. Hy het jou gevat as sy kind. Dat is ongelooflik. Want hy wou dit doen. Hy wou dit hê. Die woordjie hê beteken hy dit begeer. Wil jy al goed gehet? Wel goed gehet. Baie mense dink God begeer nie. Hulle dink is 'n weakness om te begeer. Nee, is 'n wonderlike ding om te begeer. God is vol begeertes. En ek en jy ook en ons sê, nee, Christen mag nie begeer nie. Dit sal die dag wees. Waar staan dit in die Bybel? Hy sê, jy mag nie 'n ander man se goed begeer nie. Ja, natuurlik ook nie 'n ander man se vrou nie. Maar jy mag 'n vrou van jou eie begeer. Asseblief doen. Asseblief doen. En ons begeer, want God begeer. En die dag as ek en jy ons begeertes ernstig opvat, hoor nou mooi, dan gaan ons God vind. Want God is a God full of desire. Hy wou gehet. Okay, so omdat hy het wou gehet, hy het ons aangeneem om sy kinders te wees, dat ek nou kyk waar trek ek. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat hy dit so wou hê. Daarom prys ons sy grootheid deur sy seun wat hy liefhet. Het hy genade aan ons gegee. Deur sy geliefde seun is ons verlos deurdat sy bloed vir ons uitgestort is. Ons is verlos. Ons oortredinge is vergewe omdat God die rykdom van sy genade in oorvloed aan ons gegee het. God het al die wysheid en insig, wat al die wysheid en insig het sy geheime plan aan ons bekend gemaak, sodat hy dit reeds voorheen met die fokus op Christus goed gevind het, om hierdie plan in volheid van tyd tot uitvoering te bring.
Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op aarde is, onder een hoof te verenig. En hierdie hoof is Christus. Deur wat Christus gedoen het, het hy ons ook deel van God se eie erfdeel gemaak. Ons wat vooraf daartoe bestem is, dit was God se doel. Hy het alles laat uitwerk soos hy dit wou beplan en wou gehad het. Die gevolg is dat God se grootheid en ons bestaan verheerlik word. Ons was die eerstes wat ons hoop op Christus geplaas het. Deur wat Christus gedoen het, het hy ook julle wat waarheid gehoor het, die goeie nuus waardeur julle verlos word. Op grond van wat Christus gedoen het, is julle, toe julle tot geloof gekom het, tot God se eiendom gemerk deur die Gees wat God beloof het. Die Heilige Gees is God se deposito, wat ons volle erfenis waarborg, totdat almal wat aan God behoort volkome verlos sal wees. Daarvoor moet ons God se grootheid prys. Dis 'n verskriklike klomp goeders, maar weet jy, dis die seëninge wat God vir jou gegee het, en ons gaan dit nou uitpak. Ons gaan dit uitpak. Kom ons gaan kyk daarna. So die eerste ding is, hoe kry ons hierdie seëninge, al die seëninge en die volkome seëninge wat die hemel het? Daar's nie bietjie nie, jy kry al die seëninge van die hemel. So jy kry nie geselekteerde seëninge nie. Wat 'n seën is geskenke, genade geskenke. Jy kry al hierdie genade geskenke. Nou, hoe kry ek en jy dit? Hoe kry ons dit? Wat moet jy alles doen om dit te kry? Wat moet jy doen? Wat se goed moet jy in plek hê? Hoe moet jou gebedsprogram lyk? Moet jy baie vas? Moet jy gereeld vas? Hoe kry ek dit? Kerkbywoning. En hier is die groot geheim. So die mense wat jy vandag lees, jy kry dit nie. Stem jy saam? OK. Wat moet jy doen om dit te kry? Ek gaan vir jou wys. Ons gaan nie koek bak nie. Die Bybel leer my dat daai geskenke is vir almal wat in Jesus is. Punt. Jy het niks gedoen vir dit nie. Ek verduidelik, jy's in Jesus. Die is ek. Ja, ek is 'n square. Dis ek. Die Bybel leer vir my dat in my, die dag as ek ja sê vir Jesus, in my kom iets wat ons noem die Heilige Gees. So ek en in my is die Gees. Och, dis kosbaar. Die Bybel praat van hierdie Gees. Hy sê hierdie Gees se groot werk is om in jou heeltyd te herinner dat jy's 'n kind van God en jy's 'n erfgename. So hierdie Gees doen groot werk hier binne. OK. Maar dan sê hy nie klaar nie. Dan sê hy die Gees is in my en dan is ek in Jesus. So ons het die Gees is in my, ek is in Jesus. En dan kom die Bybel, hy sê klaar nie. Hy sê en nou is Jesus in God. Sê Vader, soos ek in U is, kan hulle in my wees, dan kan ons almal in U wees. En daar's jy. So hier is jy. As jy in God is, het jy die volheid van God. Nie 'n halwe nie, nie gedeeltes nie, die volle geestelike seën wat daar in die hemel is en die res van jou lewe, werk jy dit uit in jou lewe. Jy besef nog nie alles nie, jy gebruik nog nie alles nie, jy het nog nie die blessing wat jy prakties sien en voel nie, maar is tot jou beskikking, en deur God beter leer ken en deur te verstaan dat jy in God is, begin daai seëninge opborrel, maar jy het dit klaar. Jy het dit klaar. Nou, het jy al baie gedink? Kom ons dink daaraan. Dit is 'n verskriklike ding om te besef. As jy vir iemand vra, is jy 'n Christen? En baie keer sal ou sê, weet jy nee, maar weet jy, ek is besig, ek probeer regtig hard. Now I'm not a Christian, but I'm really trying very hard. Dan sê jy vir my, jy verstaan glad nie wat Christenskap is nie. Want jy kan nie probeer om 'n Christen te wees nie. Dis nie iets wat jy doen nie, is iets wat met jou gebeur. Is iets heeltemal anders. Jy kan nie jou seëninge
Jy kan nie hard werk en dade doen, en soos jy die dade en die goeders doen, begin jy meer seëninge kry nie. Nee, dit werk nie so nie. Jy is of in hom, of jy is nie in hom nie. En as jy in hom is, dan kry jy al die geestelike voordeel. Of jy is in hom, of jy is nie in hom nie. Of jy bely Christus, of jy bely nie Christus nie. As jy in hom is, kry jy die voordeel. As jy nie in hom is, kry jy nie die voordeel nie. Dis hoe dit werk. Dit werk nie deur hard probeer en gelyktydig stap vir stap, dan kry ek hierdie goed nie. Nee, dis iets wat onmiddellik met jou gebeur. Jy het daai volle voorwaarde, volle blessing. Of jy tot wedergeboorte gekom, of jy het nie. Of die Gees van God is in jou, of wys nie. Wat gebeur? Hoe werk? Dis baie meer soos trou. Ek verduidelik. Ek het die groot voorreg om mense te trou. En daar is 'n garantie. Ek het 2 garanties in hierdie kerk wat ek vir jou gee. As ek jou begrawe, dan bly jy begrawe. En as ek jou trou, dan is jy getroud. En ek het nog nooit mense getrou, dat as hulle uitstap by die gebou, dat nie getroud is as hulle uitstap nie. So ek het 'n garantie. As ons hier voor staan, jy stap uit by die deur en jy getroud. Hoe werk dit? Jy stap in, jy staan hier voor my. Jy is ongetroud. Ons gaan deur dinge, beloftes wat ons voor die Here maak mekaar. Die oomblik as jy daai belofte maak en jy stap hier uit, wat is jy? Jy's getroud. Dit was nie 'n proses nie. Jy het nie bietjie getroud geraak en raak jy bietjie meer getroud en toe jy eendag vang toe jy verskriklik getroud nie. Glad nie. Ek weet, wees versigtig voor jy trou. Dis kind of onmiddellik. So onmiddellik nou sit jy met die blessings in die Dit is 'n onmiddellike ding. Of jy is vrygekoop, of jy is wedergebore, of jy is vrygespreek, of jy is nie. It's not something that you can work out in your life. Al die geestelike seëninge. Vir wie? Vir jou. Wat in Christus is. That's it. Nou, hoor vir my baie mooi, dit beteken nie, moet iets groots en dramaties wees vir jou om tot bekering te kom nie. Dit kan nie wees, baie mense het 'n dramatiese omkeer en bekering. Is van totaal verlore na 'n plek van op hulle knieë met trane in hulle oë, is 'n nat bekering, en dit is wonderlike ervaring. En dit is van daai oomblik of jy staan daai oggend op, jy is nie in hom nie, daai aand besef jy is in hom, want iets het in die middel van daai dag gebeur. Jy het op jou knieë, iemand se hand op jou gelê, jy het met iemand 'n gesprek gehad, jy het 'n belydenis gedoen. It was immediate. En dit is altyd immediate. Maar party weet ons, want dit wys, ons sien dit, ons ken julle, ons weet wie julle is. Daar was 'n tyd waar jy inkom en jy was nog nie in hom nie. En dan deur Bybelstudies, gesprekke, baie sessies in worship, elke keer skuif ietsie kleins in jou en jy raak al hoe liewer vir hierdie Vader van wie ons praat. Jy begin Jesus sing soos jy hom nog nooit in jou lewe gesing het nie. En ergens eendag, jy kan nie jou vinger op dit plaas nie, maar daar begin 'n vrede en 'n joy in jou kom, jy weet nie waar dit vandaan kom nie. But the moment you believed, you were in God. En dit is so. As jy die geestelike seëninge wil hê, dis vir hulle wat in Christus is. Ek verduidelik gou. Paulus, ek hoop jy besef hierdie, want hierdie is powerful. Hierdie is verskriklik powerful. Ons as kerk het die ewige, al die blessing en al die seën. Ons het dit klaar. Ons sê dit. Het gaan 'n ruk vir ons vat om elke ding uit te werk in ons lewe, en beteken te besef wat ons het. Te besef wat ons het. En ons werk dit uit in lewe, en gaan die res van jou lewe vat, gaan jy al hoe meer bewus raak van al die blessing en al die seën wat jy het. Maar dink gou aan Paulus. Ons praat van 'n skrywerman. Paulus is 'n man wat Christene gejag het. Paulus was 'n man gewees wat Christene agtervolg het, wat hierdie Jesus bely, en sy grootste droom en ambisie in die lewe was om hulle gevange te kry, van hulle gestenig te kry. Hy was die ouens wat hulle aangepoor het en sê stenig hulle. Kan jy dink hoe vuil is hy sonde? Hy agtervolg die kerk van Jesus. En as ons dit reg verstaan, is die kerk is sy liggaam. Hy het al Jesus agtervolg. Dis hoekom Jesus vir hom gesê het, in Handelinge het hy gesê, waarom vervolg jy my, Simon? Kan jy dink sy sonde? Kan jy dink hoe sleg moet hy voel? Hoe sal jy voel as jy uitvind, jy vervolg Christus?
Julle kan sy skuldgevoel dink? Kan julle dink hoe vernederd moet hy voel? Kan julle dink hoe moet hy God in die oë kyk? Ek kan nie eens dink hy het krag om God in die oë te kyk. Hy is so skuldig en hy is skuldig van die most heinous of crimes. En raai wat sê Paulus? Hoor nou. Romeine 8 vers 1. Hoe kry dit reg? Hoor wat sê hy? Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Dit is ongelooflik. Hy staan vry. Julle uit nie, as jy dink jy's 'n sondaar, Pel, jy het in die C-span gespeel, hy het in die A-span gespeel. Hy was die kaptein van die A-span. En wat sê hy? Ek is in hom en hy is in my, daarom is ek vry. Dit het nie 'n tyd gevat om vry te word nie. Die Here het nie eens die een boei afgehaal en toe later die ander boei en toe trek hy sy tronk vol kleertjies uit. Nee, it is when God is in you, you are in God, you are free. Dit is 'n onmoontlike ding. Besef jy dit? En ek hoop jy snap en besef die krag van dit. Nou die volgende vraag is, wat kry ons? So ons kry dit, en wat ook al ons kry ons onmiddellik as ons in hom is, en dan is daar twee groot goeders wat Paulus vir ons wil sê wat ons kry. Natuurlik is dit, hierdie twee goed is so groot, dat al die ander seëninge kan onder dit opgetel word. Dit is net daar, maar hy praat van twee goed in hierdie gedeelte. Hy sê, een ding wat jy kry, is aanneming. Aanneming. Die eerste ding is aanneming, die tweede ding is redding. Kom ons dink 'n bietjie daaraan. Vryspraak, redding. Eerste een, aanneming. Hy sê, Paulus sê in hierdie gedeelte, hy sê, deur wat Christus gedoen het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen, om dit is wat hy wou hê. Aanneming. Nou, ek weet dit is al bietjie holrig gery, maar Paulus dink, die goeders is genoeg om op en af te spring en te juig en God te dank en aan te aanbid. Natuurlik, hoe begin sy gedeelte? Sy gedeelte gaan, prys God, die Vader en ons Here Jesus Christus, voortdurend. Why? Kom ek vertel jou, jy het geestelike seëninge gekry. Wat is die geestelike seëninge? En dan eindig hy sy gedeelte en dan sê hy, daarvoor moet ons God se grootheid heeltyd prys. Weet julle waarom kom ons by mekaar en ons prys God? Want ons het 'n groot, as kerk, groot seëning gekry. En ons het nie altyd 'n begrip vir wat ons gekry het nie. Die eerste ding wat Paulus sê, jy's aangeneem as kind van God. Nie omdat God moes nie, want hy wou dit hê. Hy wou dit hê. Wat is aanneming? Wat is aanneming? Die eerste groot ding wat aanneming vir jou gee. Jy moet dit baie mooi verstaan, as jy die verstaan, dan besef jy die grootste geskenk wat aan jou gegee is. Toegang, access. Ek en Karina was in Engeland. En dat was wonderlik, ons het oral rondgeloop. Maar die ding wat my baie gefascineer het, is ons ken ons nie van konings nie. Ons het na die Queen's Palace toe gegaan. Toe was dit nog die Queen's Palace. Nou is dit King's Palace. Ons gaan na die Queen's Palace toe. Julle maar dat hulle die wagte wat daar voor staan, hulle het hoede op, hulle is spring en proper en lyk mooi, maar dit is staalhekke en wagte loop op en af daar en as 'n klomp wat soos in 'n peloton hier voor die kasteel op en af stap en ek kyk na al hierdie hekke en hierdie kameras en Secret Service wat daar deur vensters loer vir wie se buitekant. Dis 'n verskriklike storie. Nou dink ek, weet jy dat die koningin wat daar binnekant sit, imagine ek kan 5 minute van haar tyd kry. Ek het 'n gladde tong. Ek sal 'n verskriklike mooi storie kan spin. En weet jy wat? Sy sal vir my guns gee. Imagine net 5 minute met haar. Sy het die kapasiteit om vir my deure oop te maak. Sy is besonder kragtig. Sy het absoluut autoriteit. Hierdie vrou is ongelooflik ryk, met geen eindes aan haar rykdom nie. Weet jy wat kan sy vir my doen? Weet jy wat kan sy vir my doen? Al wat ek nodig het is wat? Toegang. Maar daar's geen toegang nie. Hulle wys vir jou daar's nie toegang nie. Daar's manne wat betaal word met lelike gewere met messe vooraan wat vir jou sê jy het nie toegang nie. It's impossible. Weet jy wat kom? Hierdie aardse konings lyk ontoeganklik. Het jy al gesien as 'n staatsman afkom met sy groot swart kar en die leiwag klim eers uit. Jy wil net rek, my vriend, om vir hom hallo te sê. Dan gryp hulle sit jou op 'n staaltafel en dan doen hulle dinge aan jou, wat jy gaan duimsuig vir die res van jou lewe. Dis
Dit is verskriklik. Hulle noem dit 'n full body cavity search. En dit nooit weer hê nie. Dis hoekom jy nie bom skree in 'n lughawe nie. Jy doen dit net een keer in jou lewe, daarna het jy jou les geleer. Toegang. Die koning van konings. Die een wat die konings wat so beroemd is, gevorm en maak het. Sê, ek vat jou as my kind. As my kind. Omdat ek dit wil hê. Ek wil jou hê. Wil jou hê. Wil vir jou hê. Wil vir jou hê. En dan, my kind, my deur is oop. My deur is oop. En hierdie God het regtig krag. Hierdie God het regtig onsaglike krag. En dis waar ons die geestelike seëninge kry. As jy besef dat die grootste ding wat Christus gedoen het, is die gordyn het geskeur. Die gordyn wat in die allerheiligste gehang het, was ons access. Die access was toe na God toe. Weet jy wat jy hartseer? As baie kinders van die Here Christene. En hulle besef nie hulle het access nie. Hulle besef nie hulle het access nie. My maat, jy het nie net access nie, jy het intimate access. Jy kan op die koning se skoot gaan klim. En jy kan jou kop op sy bors sit en toelaat dat hy sy arms om jou sit en sê, jy's myne. Jy is genoeg. Papa, jy's okay. I've got you. I've got you. Paulus sê, as jy snap wat dit beteken, dan sal jy God voortdurend juig en prys. Voortdurend. Jy het 'n tweede ding. En dis 'n groot ding. Jy het redding. Jy het redemption. So ons as kerk het seëninge gekry. Die eerste een van daai massiewe seëninge is jy kan hom papa noem. Jy kan hom papa noem. Jy het access. Die tweede groot ding wat Paulus noem, hy sê, hoor mooi wat sê hy. Deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons uitgestort het. Ons oortredinge is vergewe, omdat God die rykdom van sy genade, deur die rykdom van sy genade. Okay, so die taal wat hier gebruik word, die taal is 'n spesifieke taal, ons gaan dit net 'n bietjie uitpak. Die taal wat hier gebruik word is ransom. Jy's skuldig, jy's gevange geneem, jy kry die doodstraf, en hy kom ransom jou, hy kom betaal jou skuld 100% af, en hy betaal dit duur, want hy sê hy betaal dit met sy bloed. So hy het met sy bloed jou kom ransom, hy het jou kom vat, en hy het jou kom vrymaak, maar nie net vrymaak nie. Hy het in jou plek, iemand verduidelik het een keer. Iemand sê een keer dis hoe het werk. Iemand staan op en hy sê, ransom werk so, as jy kom in die hof, en die oppositie se prokureurs maak die beste advokate, maak die beste saak teen jou, en jy word absoluut skuldig bevind, en jou skuld is die doodstraf. En die regter staan op en hy sê, ek spreek jou vry, ek laat jou vry, daar is geen meer doodstraf vir jou nie. En hy sê, dit is wat ransom is. Toe staan 'n ou en hy sê, ek sê, nee meneer, dis nie wat dit beteken nie. Hy sê, wat beteken dit? Hy sê, kan ek verduidelik? Hy sê, ja, jy is skuldig, ja, jy verdien die dood. Hy sê, jy verdien die dood, dis wat jy moet kry, jy is skuldig bevind in 'n Hooggeregshof. En die regter trek sy toga uit, hy kom staan langs jou en hy sê, ek sterf in jou plek. Hy sê, dit is wat dit beteken. Die regter kom staan in jou plek en hy maak jou vry. Nou sê van Jakob, waarvan maak hy my vry? Nou, julle, hieroor kan ons baie praat. Maar ek wil vir julle een ding noem wat ons af en mis. Dit is baie gereeld mis. In jou, en ek weet, en ek het nie gehoor wat in jou gedagtes aangaan nie, ek hoor wat in my gedagtes aangaan. En ek leer dat dit gebeur in elke mens. In jou is daar 'n stemmetjie wat gereeld vir jou sê, you are not enough. Het jy hom al gehoor? Jy ken hom. Dis party van julle se beste vriend. Jy glo hom graag. En hierdie stemmetjie is aanhoudend. En hy sê, daar's dinge in jou lewe wat nie 100% reg is nie.
As hy sê, jy maak dit nie heeltemal nie. Jy is nie heeltemal die moeite werd nie. Your value is just a little bit below market. Hierdie stemmetjie is aanhoudend en hy bring dit vir jou en hy sê dit vir jou. En dan glo ons hierdie stemmetjie. En wat ons doen is, sonder dat ons agterkom, dan probeer ons hierdie stem verkeerd bewys. En hoe doen ons dit? Ons is sterretjies. Ons perform, ons wil sterretjies hê. Ons perform, ons doen die beste wat ons kan. Ons doen die beste in ons loopbaan, want as ek net daai plek en daai vlak in my loopbaan bereik, gaan niemand vir my kan sê, jy is nie goed genoeg nie. Ek het dit gemaak, en raai wat het gebeur, toe jy daarbo kom, en jy gaan slaap daai eerste aand, na jy daai nuwe posisie gekry het, toe kom jy agter, daai stemmetjie is nie oortuig, jy het dit gemaak nie. As ek net die goed kan, as ek in hierdie buurt kan bly, as ek net soveel geld kan, as ek so kar kan ry, dan kan ek vir mense net om my bewys, ek kan vir hulle bewys, I'm not that bad. En dan kry jy al die goedjies wat jy dink jy moet doen, jy het jou dood gewerk, en jy 10 teen jou familie verloor in die proses. En as jy daar kom, dan dink jy, sjoe, daai stemmetjie sê vir jou, jy is nie goed genoeg, jy maak dit nie. En raai wat, dan spring jy maar net weer, en jy probeer harder, en jy wil vir jouself oortuig, jy wil die mense om jou oortuig, dat jy is eintlik iets werd. En weet jy wat? Jy raak 'n slaaf, van 'n strawwe slaafmeester, wat sê, you're not making it. Jy kan jou beste gee, jy maak dit nog steeds nie. As God sê, hy kom maak jou vry, dan kom maak hy jou vry van daai slawemeester. Imagine it. Imagine jy kan hy stem stil kry. Ek wonder of dit nie die vrede is waarvan hy praat. Hy sê, vrede sal oor jou kom, wat alle verstand te bowe gaan. Van dit kan jy nie self kry nie. Christus kom en hy bevry jou. Hy maak jou vry daarvan. Dallas Willard het 'n beautiful manier hoe hy dit sê. Hy sê, elke mens in hom het 'n deep desire. En hy sê, dit is nie verkeerd nie, dit is godly intent. Elke mens het in hom 'n deep desire om significant te wees. Jy wil besonder wees, jy wil 'n bietjie uitstaan. Jy wil nie mundane wees nie, jy wil nie wegsmelt nie. Ons almal het daai dryf in ons om net so 'n bietjie uit te staan. Imagine 'n ster. En 'n sterretjie se enigste purpose is om te skyn. En hy wil so graag skyn. Sy bestaansrede is om te skyn. Is dit verkeerd van 'n ster om te wil skyn? Nee, dit is nie. En hierdie sterretjie probeer alles in sy vermoë om uit te staan, om te glinster, om te flikker en om te skyn. En alles wat hy probeer, loop maar net tot doodloopstrate. En eendag besef hierdie ster, ek het nie die krag om te skyn nie. Maar, as ek net in die wentelbaan van die son kom, gebeur iets ongeloofliks. Hierdie son skyn en hy skyn teen my vas en hy skyn deur my en hy reflekteer van my af. En nou skyn ek soos ek nog nooit in my lewe geskyn het nie. Daai sterretjie is vrygemaak. Sy hele lewe lank draai hy en hy probeer. God wil jou vrymaak van daai probeer. Hy wil jou vrymaak van daai probeer. Dallas sê dit baie mooi, hy sê, ons is gebore met die innerlike behoefte om significant te wees. Ons wil skyn. Hy sê, en dan soos ons ouer word, nee, julle weet wat gebeur, nee? Dan doen jy iets oulik as baba. Jy sê, mama, en die oomblik toe jy dit sê, toe trek jou ma se soppanne. En sy hardloop, want jy het eers gesê mamma en nie papa nie. Skus paas op die Vadersdag. En die kamera word uitgaan, sy sê dit weer, en hy kind kan nie glo die reaksie, hy het iets gedoen, en hy word nou opgehelder en opgelig. Hy kry sweets, die kind het nog nooit sweets in sy lewe gesien, hy kry so 2 suigstokkies in. Want hy het gesê, mamma. Dan kan maar, wat kan ek nog doen? Want dis amazing as ek hier goed doen, kyk wat kry ek. En dan die tweede ding, dan sê hy, papa, mense, pa gaan koop nuwe plastiese bikes en hy koop speelgoed, en die kind het gesê, pa, en die kind love it. En toe kom hy agter, as hy sy eerste liedjie sing, dan moet ouma en oupa kom, en 'n bak koek, en dis lekker. En elke keer as hierdie kind iets awesomes doen, dan love hy die feeling wat hy kry, en dit speel so in sy kraal, want hy wil so graag nie ordinary wees, want hy kom agter, as ek extraordinary is, dan word ek geliefd. En weet jy wat gebeur by my en jou? Ons ontwikkel 'n ego.
'n persona, 'n ego wat ons groot, hoe groter ons hierdie ego kan kry, hoe meer liefde kan hierdie ego kry. En dis op die ou end al wat hierdie ego soek, is hy soek liefde. En dan raak ons slawe. Ons raak slawe. Ons raak verslaaf aan hierdie feeling, laat ander mense ons in die oë kyk en sê, you are worth something. En dan kom ons agter, maar dan kom ek die hoogste en ek kry behaal die hoogste oorwinnings in my lewe. Maar dit hou nie lank nie. Dit hou glad nie lank nie. Dan vind ek myself met al hierdie goed om my, is daai stem in my wat wil significant wees nog steeds daar. Ek lees vir julle wat sê hy, it's so beautiful. Dallas Willard, hy sê, egotism is a pathological self-obsession, a creation, I say reaction to anxiety about whether one really does count. It is a form of acute self-consciousness and can be prevented and healed only by the experience of being adequately loved. Ja, dat is dit een manier hoe jy vrykom van hierdie stemme, hierdie slawedrywers in jou lewe, wie jy so graag wil impress. Wees in Christus. En laat toe, dat hy jou vrymaak. Hy sê die manier hoe het gebeur, is die dag as jy God se liefde ervaar, experience dit. Dan weet jy, dis wat jy nog jou hele lewe lank wou gehad het. Jy het nog nooit so gevoel soos jy nou skyn nie. Iewes skielik gee nie om wat ander dink nie, want jy gee net om wat hy dink, en net soos daai kind, you've tasted love. En hy soek jy dit met alles in jou. Hy skyn in jou, hy skyn deur jou. Dis een van die groot seëninge wat ons kry. Ou Dallas, hy het 'n ding wat hy gesels met predikante, en ek noem dit, want ek ken dit so goed, ek ken hierdie goed so goed. Hy sê, hy praat met predikante en dan sê hy vir hulle, weet julle almal wil goed doen. Hy sê, en dan as julle predikante wil goed doen, en jy kom een dag en daar's iets wat nie goed gegaan het nie, dan voel jy sleg. Hy sê, ek verstaan. Hy sê, of iemand staan in jou pad, om daai goed te doen wat jy wil doen, iemand is moeilik, en dan voel jy sad. Hy sê, ek verstaan dit. Hy sê, of iets blokkeer jou, tekort van iets, of jy het iets nodig. Hy sê, en jy word bietjie angstig, want jy kan dit nie doen nie, want jy wil graag hier goed vir die Here doen. Hy sê, maar, as jy goed wil doen vir die Here, en daar gaan iets sleg, en jy is jy loop totaal in 'n nederlaag in, voel verpletterd. Hy sê, as jy agterkom, iemand staan in jou pad, en jy raak woedend, en jy kom agter, daar's iets wat jou keer, is jy verlam met vrees. Hy sê, dan is jou probleem, jy doen dit nie vir God nie, jy doen dit vir jouself. Dan doen jy goed in die kerk, sodat jy die blessings kan kry, wat jy so graag nodig. Ek wil net so graag skyn, Jy kan dit vat na jou werk toe, jy kan dit vat na jou verhoudings toe, jy kan dit vat na jou verhouding met jou kinders toe. As jou bestaansrede afhang, vir daai kindertjies om jou in die oë te kyk en sê, jy's 'n goeie mamma. You're doing it for the wrong reasons. Jy doen dit nie vir hulle nie, jy doen dit want jy wil dit hê. Want jy het nodig om great te voel. Jy het nodig om te voel I've got value. En daai voel in jou is nie verkeerd nie, asseblief hoor my. God created you with that desire. Maar luister nou, is onregverdig om vir jou kind te vra, maak vir mamma happy. Is absolutely onregverdig. Want jy moet eintlik dit by die Here kry. Weet jy hoe verskriklik is dit? As ons in verhoudings vasgevang is. Karina sit nou hier voor. En ek het nodig dat sy my ster moet laat skyn. Ek sit 'n verantwoordelikheid op haar wat nooit op haar moes wees nie. Is net God wat my sterretjie kan laat skyn. En as hy dan op my skyn, kan ek dit reflekteer op haar. En ek kan nie vir haar gee wat God vir haar moet gee nie. Kan nie dit doen nie. En weet jy, ons raak kwaad want ons skyn nie. En die enigste ding wat ons kan doen, ons begin beklei met die mense om ons, want hoekom is ek nie happy nie? Jy het nie dit gedoen nie. Weet jy hoe rustig raak jou lewe as jy klaar skyn? As jy in hom is, dan gee hy dit vir jou. Daar's vryheid,
a sense, I'm a child of God, I'm the beloved of God. Jy weet dit, is 'n ernstige ding in jou, en die blessing van dit is ongelooflik. Okay. So, eerstens het ons gesê, hoe kry ons dit hier in hom te wees? Tweedens het ons gevra, wat kry ons? Aanneming, daar's baie meer as dit, maar alles gaan onder die kategorie. Jy kry aanneming as kind, jy word vrygemaak. En dan derdens vra ek, so hoe bevry Jesus ons? Hoe bevry hy vir my? Hoe kan ek in hom wees? Wat gebeur met my sodat ek in hom kan kom? En hier's dit. Jesus Christus het dit vir jou gedoen as 'n genadewerk, as 'n geskenk. Dit het gebeur. Dit is nie iets wat jy moet doen nie, dit is iets wat hy gedoen het. Godsdienst sê baie keer wat jy moet doen. Nee. Christendom, die goeie nuus is iets wat hy gedoen het. En nou kry jy die voordeel van dit. Hy het met sy bloed ransom geld betaal. Nou wat gebeur met dit? Hier sit. Jy hoor baie keer God het vir James bevry. En jy's bewus van God het vir hom gesterf, hy het sy sondes vergewe, en weet jy, dit het twee uitwerkings op jou. Die een, dit maak jou amper 'n bietjie jaloers voel. Maar die ander, jy verstaan, hy het dit vir James gedoen. Jy verstaan, hy het dit vir hom gedoen. Maar jy dink het, maar ek kan dit nie doen nie. Dat jy inadequate voel. Ek sal nooit my lewe vir iemand anders kan gee nie. Ek skiet soveel kort, tot die dag, waar jy agterkom. Hy het dit vir my gedoen. Hy het dit vir my gedoen. Hy het my skuld weggeneem. Hy het my naam geken toe hy aan daai kruis hang. Hy wil my aanneem as sy kind. Ons ken baie keer die teologiese stories in die Bybel, maar is vir ons moeilik om dit intiem te maak en dit vir myself te maak. Maar die dag en oomblik wanneer jy dit snap, dit is vir my ook. Dit is vir my ook. Vir my foute betaal, vir my sonde ingetree. Dan skuif iets diep in my. En die res van my lewe spandeer ek. Want ek wil groei in hom. En ek wil daai seëninge besef. Ek wil dit uitwerk in my lewe. Uitwerk, ek sluit af. En dis die laaste ding. Hoe weet ek het die geestelike seëninge gekry? Hoe weet ek het dit nou? Jy hoor wat sê Paulus? Hy het op, ek dink 4 plekke in hierdie gedeelte sit. Hy begin sy gedeelte, daarom prys ons nou die Here. Dan halfpad toe hy deur is, toe sê hy in vers 6, ek lees dit vir julle in die New Living Translation. Hy sê, so we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to him as dear sons. Ek love my woorde, hoor gou daai sê dear son. Belong to his dear son. Ons behoort nou aan hom, en wat sê is ons reaksie? Kyk wat sê is ons reaksie. So we praise God. Hy het dit in die begin gesê, hier is die tweede keer wat hy het sê in hierdie gedeelte. Hoor wat sê in vers 12. God's purpose was that we Jews, who were the first to trust in Christ, would bring praise and glory to him. Dis die derde keer wat hy dit sê. Bring praise and glory to God. En dan eindig hy. And now you as Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. He did it so that you would praise and glorify him. Is dit? As jy nog iets in jou hart het om oor te sing en te prys nie, dan sukkel jy nog om te verstaan dat dit vir jou is. Ons staan vanoggend hier, Michal, sing daai lied van God wat my gevat het as 'n seun. Die oomblik toe hy het sing, toe kon ek dit net nie keer nie. Die trane rol oor my wange, maar dit vir my gedoen. Ek hoor gereeld mense sê vir my, pastoor, ek het nie nodig om kerk toe te kom om vir die Here iets te bewys nie. Ek hoor dit gereeld. En ek hoor jou, my vriend, ek ook nie. Ek kom kerk toe, want ons 'n lied in my hart. I want to praise him at every possible opportunity. Ek wil sy naam groot maak met alles in my. Waarom? Want ek besef wat hy vir my gegee het.
Ek besef wat ek gekry het. En hier is nie 'n aanmaning vir jou nie. Hierdie is vir jou 'n uitnodiging. As jy nog nie voel om te sing oor wat jy gekry het nie, vra vir hom om aan jou te openbaar wat jy gekry het. Want dis hoekom ons hiernatoe kom. Ek het 'n goeie vriend. Hy is saam met ons in die manne bid, ek is my hele lewe, my hart is lief vir hom. Maar hy sê altyd, my brein is te klein om te snap dat die goeders vir my is. Hy sê dit nou al vir jare, en ek dink ek stem saam met hom. As jy nie snap dat die goeders is te groot vir jou mind nie, besef jy nog nie wat hy vir jou gedoen het nie. As jy nie snap wat dit beteken dat hy het vir jou gedoen het nie, dan moet jy op jou knie gaan en sê, ja, help my om te begryp, wat is die groot hemelse seëninge wat U vir my gegee het? Wat beteken dit vir my om kind van God te wees? Is my gebed, dat elkeen van julle wat hier sit, 'n ware oortuiging sal hê. Jy is syne. En hy het jou vrygemaak. Jy hoef nie meer te luister na daai stem nie. En na al hierdie ander stemme nie. Op jou paviljoen is daar nie meer 'n pa en 'n ma en werknemers en kollegas en broers en susters wie jy wil impress nie. Op jou paviljoen sit daar nou net een. En dit is hy. En raai wat doen hy op daai paviljoen? It's amazing. Onthou julle as ons skool atletiek toe gegaan het? Ek onthou dit baie goed. Rugby games. Julle. Dan het jy altyd daai een maatjie, se ma, wat met haar hakskoene, baie met geen skaamte, op en af hardloop langs daai veld en daai kind aancheer. En daai kind, ma, asseblief, hy wil net sy kop in die skram sit, hy's eintlik 'n vleuel, maar hy wil skram, want hy hoef nie vir sy ma te kyk, en sy gaan aan soos 'n swanger gaans op die kantlyn. Ek wil hê jy moet sing as God op jou paviljoen sit, dis hoe hy like, go my boy, en niemand moet aan jou raak nie, dan raak hy lyries, hy sal hy skeieregter aanvat. En hy hardloop met sy hakskoene en sy lipstick al op en af en cheer jou. Hy is nie bereid. Hy gee nie om skaamteloos jou te cheer nie. He loves you. He loves you. En ek vra dat jy oor toe maak daar waar jy sit. Ek weet vir sommige wat hier sit, is dit moeilik om dit te glo dat dit vir jou is. Dat dit vir jou is. As jy deel van die kerk is, wil ek hê jy moet weet, it's for you. It's for jou. Hy ken jou by die naam. Die Bybel sê hy het jou naam op sy hand ingegrafeer. En dan kan nou uitroep, Abba Vader. Weet jy wat glo? Weet jy wat dink die pa van jou? Wat dink hierdie pa van jou? As you are mine and I am yours. My favor rests on you. You are my beloved. I have formed you in the depths of the earth. I have knitted you together in your mother's womb. I know you. And I love you. I choose you. Want ek wil dit so hê. Ek wil dit so hê, sê die Here. Ek wil dit so hê. Amen. Baie mense sê, ja, ek weet nie of die Heilige Gees hier was nie. Kan ek jou vandag sê, hoe weet jy die Heilige Gees is hier? As jy vandag hier uitstap, en jy glo so klein bietjie meer, dat God se Gees, dat jy God se kind is, so bietjie meer, net so bietjie meer, jy het 'n klein bietjie meer ervaring vandag in jou hart, dat jy syne is, dan die Heilige Gees beweeg. Want die grootste werk van die Heilige Gees is om in jou hart te getuig dat jy sy kind is.
gaan maar daai oorweeg. Ek spreek 'n seën uit. Mag jy hele week lank bewus wees dat jy God se geliefde is. Amen. Almal by die huis wat online kyk, groot seën vir julle en kom drink saam met ons 'n koppie koffie julle. Dankie.